Hallo en welkom by nog 'n aanlyn diens hierso by Verlyse. Ek wil graag vra dat jy vir 'n oomblik net stil word. Ons is in 'n lewe so geneig om so gejaag te wees en so besig te wees en soveel lysies te hê in ons kop dat ons vergeet partykeer om net 'n bietjie stil te word. Ek wil jou uitnooi om net vir 'n oomblik jou oë toe te maak en te luister na wat God vandag vir jou wil sê. Voordat ons begin, wil ek eintlik net vooraf om verskoning vra as een van my seuns dalk in die agtergrond 'n klankie maak of in hierdie swak beligting. Ek het hierdie preek eintlik al reeds donderdag opgeneem en ek was heel gelukkig daarmee. Ek het hom al opgelaai op YouTube en in die laaste 2 dae het ek net besef ek sê nie eintlik wat ek moet sê nie en ons meer wat ek eintlik moet bylas. En ek het hard hieroor gebid en besluit ek sal nou maar gehoorsaam wees teenoor en hom weer opneem. So verskoon asseblief die omgewing, maar ek glo dat daar 'n rede is dat ek dit weer moes opneem. Ons lees vandag uit Deuteronomium 6 uit. Hierdie gedeelte staan bekend as die Shema en is eintlik 'n baie bekende gedeelte. Maar kom ons lees nog gou saam. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here, jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken op jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkusyne van jou huis en op jou stadspoorte. In hierdie gedeelte is dit belangrik om te verstaan dat Moses is besig om met die Israeliete te praat. Hulle het 'n hele lang ruk, 40 jaar lank in die woestyn gereis en Moses het hulle gelei en hy het vir hulle reëls en wette en alles voorgegee. En nou staan hulle net voor hulle in die beloofde land gaan ingaan. Hulle staan hier so op die heuwel en hulle kan amper sien, hulle kan sien waarin hulle op pad is. Hulle kan hom amper ruik. Maar Moses besef, hy gaan nie saam met hulle in die beloofde land in nie. Hy gaan nie daar wees om hulle te lei en hulle hand vashou en vir hulle vertel wat is reg en wat is verkeerd nie. En in hierdie gedeelte wat ons nou lees, is Moses besig om vir hulle te waarsku. Wat gaan vir hulle voorlê? Wat moet hulle onthou as hulle nou in hierdie land ingaan? En hy het eintlik hierdie droom dat hulle dan aan God sal gehoorsaam bly en hom sal vasklou en sy wette sal nakom. Ons weet natuurlik hulle het nie en hulle het gesukkel en dit was klomp goed wat daarna gebeur het, maar Moses het in hierdie gedeelte hierdie behoefte om vir hulle te sê, hierso is die reëls, onthou hierdie reëls, volg hierdie reëls. En dan kom ons by hierdie studie wat ons vandag lees, wat hy sê, hierso is hoekom jy hierdie reëls moet volg. Hierdie is die belangrike punt. Hierso is waar ons die vermoë het om dit te kan doen. Sien, ons is baie keer geneig om ons kinders te dissiplineer en ons ek as ma is baie geneig om baie keer geduld te verloor en dan ek wil net met my kind raas, ek wil hom net sommer slaan dat ek kan verstaan wat hy nou doen is verkeerd en dan moet ek myself keer en dink nee, dis nie ons kind hanteer nie. Ek wil graag hê my kinders moet my eendag gehoorsaam, nie uit vrees uit nie, maar omdat hulle so lief is vir my, hulle wil nie iets doen wat ek nie sal van wil hou nie. Jy weet, as ons dink aan tieners, dan dink ons baie keer ons tieners doen dit of hulle doen dat en ons wil hulle net verwerg. En eintlik wil ons net hê hulle moet ons gehoorsaam, hulle moet vir ons luister. En God weet die mens kan nie eintlik gehoorsaam wees uit vrees uit nie. God weet, hy wil nie hê die mens moet hom gehoorsaam uit vrees uit nie. Ek dink as ons in 'n samelewing was waar God net gesê het, ek is jou God en jy kan my sien en jy kan weet ek is jou God, dan sal ons dalk gehoorsaam gewees het uit vrees vir hom. Maar God is 'n ander God. Hy
hy kruip eintlik weg, want hy wil homself nie ontbloot dat ons uit 'n ander rede hom volg nie. Hy wil hê ons moet hom volg en hom gehoorsaam wees uit liefde uit. En dis waar hierdie gedeelte gaan, gehoorsaamheid uit liefde. Liefde in aanhalingstekens, in groot, helder letters. Hierdie gedeelte begin en dit sê luister, Shema, Shema. Moses wil so graag hê die mense wat hierdie hoor moet luister. Nie net hoor nie, maar luister. Daar's 'n verskil tussen hoor en luister. Hoor is baie keer ons sit dit in een oor en gaan deur en gaan dit weer in die ander oor uit. Mans is nogal geneig om te hoor en nie te luister nie. Kinders ook. Maar luister het 'n implikasie. Luister sê ons neem dit nie net in nie. Ons sê nie net kennis daarvan nie. Ons maak dit deel van ons DNA. Dis hoekom Jesus op 'n stadium sê, die wat ore het moet hoor. Luister het 'n impak gehad. Luister gaan gepaard met aksie. Wanneer Moses sê luister, wil hy regtig hê die volk moet hierdie inneem. Almal wat hierdie hoor, moet dit inneem en deel maak van hulle lewe. Hy sê, die Here ons God is God alleen. Hierdie het teoloë al baie lank besig gehou oor hoe kan dit nou vertaal word op verskillende maniere, hoe dit kan interpreteer word, is dit dat daar net een God is dit dat dit ons God is dit dat dit die Here is, die Here, maar op die einde kom dit eintlik neer om te sê dat hierdie God, ons God, dis ons God, dit is die enigste God wat ons aanbid, dit is die enigste God wat daar is. Dit is die God wat met ons 'n verbond gesluit het, 'n verbond wat sê ons is sy kinders en daarom het ons al hierdie voorregte en al hierdie wonderlike seën, maar daarom het ons ook verantwoordelikhede. Dit herinner ons aan die verbond wat God met ons gesluit het. Hierdie stuk, die Shema, is eintlik heel interessant in die vorm van 'n verbondsformulier gesit. Jesus die Here, hy is ons enigste Here en daarom kom dit by die belangrike deel uit. Daarom moet jy hom lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag. Hierdie liefde beteken is alomvattend. As jy dink aan jou hart, het hulle het gedink besluit of wat ook in jou hart geneem, jou brein sit amper in jou hart. Hulle het nie die biologie verstaan nie, maar hart was waar jou menswees gesit het. Dit is waar jy as mens was. As jy lief het met jou hele hart, het jy lief met al jou denke en met alles wat jy in jou het. In Markus 10 haal Jesus dit aan en dan sit hy by en met al jou verstand. So daar was 'n verskil, maar met al jou verstand, met jou hele hart, met al jou emosies, met al jou besluite, met al jou denke en met al jou verstand, moet jy die Here lief hê. En dan met jou siel. Hierdie siel was gesien as jou siel was amper soos 'n asem. Dit was regtig wie jy is, jou mens wees. So as jy die Here lief het, moet al jou asem wees, jou hele lewe, jou doen en late. Daar waar jy asemhaal, daar moet jy die Here lief hê. Hierdie liefde is alomvattend en met al jou krag. Dis regtig alles wat jy het, moet jy die Here lief hê. En dan moet ons onthou dat liefde in daai tyd was nie noodwendig hierdie emosies wat ons vandag dit maak nie. Dit sê nie, ons moet al die emosies voel vir God nie. Liefde in daai tyd het baie meer beteken om lojaal te wees. As jy iemand lief het jy lojaliteit teenoor hulle gehad. As jy 'n vrou het jy haar lief gehad, so jy was lojaal teenoor haar, jy het by haar gebly. En daai tyd het hulle nie getrou soos ons vandag trou nie, hulle het getrou want hierdie een het suiwerings en hierdie een het naalde en maak ons 'n eenheid. Maar liefde het beteken om lojaal te bly teenoor iemand. So as Moses ons hierdie opdrag gee om te sê, wees lief vir die Here, dan sê dit God moet ons topprioriteit wees. As ons met ons hele lewe God moet lief hê, moet ons hom ons topprioriteit maak. Ons moet so lojaal wees teenoor hom, dat daar niks anders is wat ons meer lojaal is teenoor. En in ons gejaagde wêreld is dit partykeer moeilik. Dit is partykeer moeilik om so lojaal te wees teenoor God, dat ons vergeet van alles anders. Nou as jy vandag besef, dalk is jou lewe so, dalk voel jy kry nie tyd vir die Here nie. Dink 'n bietjie daaroor. Wat is dit wat jou lewe so besig hou, dat jy sukkel om lojaal te wees teenoor God? En dan sê hy,
hierdie woorde wat ek vandag met jou gedeel het, hierdie woorde, hierdie gebooie wat ek vandag vir jou aan herinner het, moet jy so in jou hart dra. Maar nou het ek klaar vir julle 'n bietjie verduidelik dat om God te volg beteken om hom te gehoorsaam. En as ons hom gehoorsaam, moet dit eintlik uit liefde uitkom. En dis hoekom hy sê jy moet die Here lief hê. Maar dit kom uit liefde uit, dit kom uit verhouding met God uit. En as ons hom lief het, kan ons nie anders as om sy gebooie na te kom nie. Want as ons hom lief het, dan is hy ons enigste God. En hy is die God wat ons nie sy naam wil sleg gebruik nie. En as ons hom lief het, kan ons nie anders as om ander lief te hê nie. Dis hoekom Jesus hierdie aanhaal, wanneer hy sê die grootste gebod is, jy moet die Here, jou God, lief hê. Hierdie Shema verduidelik vir ons die grootste gebod. Jy moet die Here, jou God, lief hê, en dan jou naaste natuurlik, maar as jy God lief het, kan jy nie anders as om jou naaste lief te hê. So hierdie woorde moet ons in ons harte dra. Hierdie woorde kan ons in ons harte dra sonder liefde nie. So hierdie twee gaan hand aan hand. As ons lief is vir God, dan kan ons nie anders as om God lief te hê nie. Kan ons nie anders as om hierdie gebooie in ons harte dra nie. Maar hierdie moet ons so in ons hart dra dat ons dit in ons kinders moet leer. En hierdie woord in Hebreëus sê eintlik om hulle in te skerp. Ander vertaling sê ons moet ons kinders daarop inskerp. Om skerp te maak, amper as om dit te grafeer, amper as om dit 'n beeld te maak. Ons vorm ons kinders so. En dan sê dit vir ons, hoe vorm ons kinders? Hoe leer ons vir hulle van die Here? Nou, ek wil net daar 'n bietjie stil staan en sê, maar dalk is jou kinders nie meer in jou huis nie, en jy dink dalk jou werk is verby. Dit is baie jammer om te sê, vir so lank as wat jy lewe, is daar kinders op hierdie aarde, is daar ander mense vir wie jy 'n impak moet hê, vir wie jy kan inskerp op die Here se liefde, om vir die Here so lief te hê dat hulle lewe dit weerspieël. Dit is jou werk, oral waar jy kom, is jy veronderstel om hierdie idee, hierdie gedagte in ander mense wakker te maak. Dan, as jy dit wil doen, dan sê die Here vir jou, hierdie gedeelte sê vir ons presies hoe om dit reg te kry. Sê ons moet daaroor praat, waar ons gaan, as ons gaan lê, as ons opstaan, as ons kom of as ons gaan, dit is wat ons moet doen. Ons moet so hierdie liefde vir God in ons hê, hierdie gehoorsaamheid, maar dis hierdie liefde wat ons deurdring, hierdie liefde wat ons toelaat om gehoorsaam te wees. Hierdie liefde van God moet so in ons alledaagse ritme wees. Ons ritme moet wees om by God stil te staan. Ons ritme moet wees om in verhouding met God te wees. Hierdie moet ons ritme wees, verhouding met God. Hoe lyk jou daaglikse ritme? Is jy besig om, daar wil jy tande te borsel, gaga te bid, daar wil jy by die verkeerslig stop, sommer oop oë vir die Here gebed te sê. Lees jy jou Bybel, of is daar 'n stoflaagie op hom? Hoe lyk jou ritme, jou daaglikse ritme, is God deel van jou daaglikse ritme? En dan sê hy, dit moet soos 'n merk wees, op jou hande en op jou voorkop. As dit op jou hande is, dan beteken dit wat jy doen, moet dit sigbaar wees. Moet God binne jou sigbaar wees. Jou verhouding met God moet sigbaar wees. Sy liefde moet sigbaar wees in alles wat jy doen. As dit 'n teken op jou kop is, beteken dit, jy kyk vir dit, jy kan nie anders as om daarin dit raak te sien, oral waar jy gaan nie, maar dit tree jou gedagtes in. Jou gedagtes is anders, want jy is in 'n verhouding met God. Kan mense om jou dit raak sien? Nou, hier is die wonderlike ding, as jy so lewe, dat God in jou sigbaar is, dan kan dit nie anders as om die mense om jou te vorm nie, om in dit in te grafeer nie, om hulle bewus te maak van God en God se liefde nie. As jy so lewe, dat alles wat jy doen, God sigbaar maak, dan is jy besig om die mense om jou te leer en te help om God raak te sien. Ek hou baie van hierdie verhaal waar 'n ouma het by 'n dogtertjie gegaan kom kuier vir 'n vakansie, en elke oggend het die ouma soos gewoonlik haar tee gedrink en Bybel gelees. En teen die tweede week wat die ouma nou by die dogtertjie bly en die dogtertjie die ouma so 'n bietjie dop hou, gaan sy na die ouma toe en sy sê, maar ouma lees elke oggend dieselfde boek. Elke liewe oggend, dan kom ek hier, dan lees ouma nog steeds hierdie boek. En laaste ouma kom kuier het ouma ook hierdie boek gelees. Ouma, daar's baie boeke daar buite. Mamma het 'n hele boekrak vol boeke.
wil ouma nie 'n ander boekie lees nie. Ouma seker nou regtig moeg vir hierdie een boek. En dan antwoord die ouma en sy sê, my kind, elke keer wanneer ek hierdie een boek lees, dan is dit amper 'n ander boek. Hy's nooit dieselfde boek nie. Elke keer wat ek hom lees, is dit 'n nuwe boek. Maar wat my vertel van dieselfde God. Dieselfde God. En hierdie dogtertjie se lewe moes verander het. Sy het gesien hoe haar ouma saam met die Here leef. Dit het definitief haar gevorm. Dit het definitief iets in haar ingekerf. Is dit hoe jou lewe lyk? Is dit hoe jou aksies en jou weerspieëling van God lyk? Dat ander mense dit raak sien in jou? Is jou liefde vir God so sigbaar dat sy koninkryk in jou kan werk? Is jou lewe so 'n testament van wie God is? En dis waaroor hierdie simbool gaan. Hierdie gedeelte is so belangrik gewees vir die Jode, dat nou nog lees hulle hierdie gedeelte 2 keer 'n dag. In die oggend en in die aand. En hulle het selfs sulke houertjies wat hulle dit insit teen hulle deure om dit fisiese werklikheid te maak. Ons het nie nodig om 'n houertjie teen ons deur te sit nie, maar ons het regtig nodig. Ons het regtig nodig om hierdie in ons hart te dra. Ons liefde vir God moet so ons lewe deurdring. So ons DNA, al ons hart en al ons krag en al ons wese, ons asemhaling moet dit weerspieël. Soveel so dat dit nie anders kan as om sigbaar te word vir ander mense nie. Dat dit ons lewe so deurdrink dat dit nie anders kan as om oor te vloei oral waar jy kom. Hoe lyk jou dagritme? Kan jy tyd maak om God 'n prioriteit te maak, om hom jou loyaliteit te maak? Want as jy dit kan regkry, is jy op 'n goeie plek. Ons het daarom besluit om in Vallei weer 'n keer deur die Bybel te lees. Saam as gemeente lees ons weer deur die Bybel. In die week sê Tannie vir my, sy het nou al seker 9 of 10 keer die Bybel deurgelees, en sy is baie jammer, maar sy gaan nou nie hierdie keer saam met ons gaan nie. Maar as dit ook jou eerste of jou tweede of jou derde of jou vierde of enige iets voor jou 8ste keer is, wil ek jou uitnooi om regtig saam met ons te lees. En as jy nou, ons is nou al 'n week daar, en as jy nou 'n week gemis het, moenie stres nie, jy val net in en ons gaan aan. En die lekker ding van die Bybel is, ons behoort om nou al so goed te ken, dat ons ken al eintlik die storie wat ons gemis het, en ons kan enige plek inval. Ek wil jou regtig uitnooi om ons hiermee te join, en ek sal die link hiervoor in die YouTube video sit. Regtig, neem deel en maak God deel van jou dagse ritme, soveel so dat oral sal jy gaan, oral waar jy kom, alles wat jy doen, jy God se liefde vir ander kan sigbaar maak. Mag jy sy liefde in jou so ervaar, mag jy dit jou lewe so verander, mag jy dit uitleef oral waar jy gaan. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om van U te leer. Dankie dat ons mag 'n verhouding hê met U. Dankie dat U 'n verhouding met ons wil hê. Ek wil regtig vra dat U met ons sal gaan in hierdie week wat voor lê. Help ons daarmee, lei ons. Here, gaan met elke kind van U daar buite met wie dit swaar gaan. Almal wat 'n moeilike tyd het. Almal wat siek is en sukkel. Almal wat moedeloos is. Here, help ons om U liefde vir hulle sigbaar te maak, Here. Maar help ook hulle om U liefde oral te sien waar hulle kom. Here, ek vra regtig dat U met ons elkeen sal gaan. Dat U ons elkeen sal vashou in U liefde. U liefde wat regtig ons hele wese kan verander. Dankie vir U genade en U grootheid. Amen. Mag jy hierdie week 'n goeie week hê. Sien jou volgende week.